Konflik. Kyk, konflik is 'n ding wat ons elke dag mee te doen het. En partykeer is die konflik nog sommer binne in jou ook. En konflik kan soos 'n storm oor jou siel spoel. My vraag vanmôre is, wat is jou natuurlike reaksie wanneer spanning of botsing of konflik kom? Die mense instink is eenvoudig. Veg of vlug. Gaan jy verdedig en argumenteer of gaan jy eenvoudig net wegstap? Dit is hoe God ons gemaak het om fisies veilig te bly. Maar geestelik kan hierdie reaksie ons vasvang. Ons brein onderskei nie tussen 'n werklike bedreiging of 'n seer woord van iemand vir wie ons lief is nie. Alles voel soos gevaar en dan gaan ons oor in survival mode. Maar geloof herinner ons daaraan dat ons nooit alleen staan nie. Jesus is Immanuel, God met ons. Hy is nie net 'n waarnemer van die konflik nie. Hy is ons voorspraak. Hy is ons veiligheid. Hy is ons rede. In Eksodus 14 vers 14 staan: Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Nou, dit is nie altyd moeilik vir my om stil te wees as ek in 'n konfliksituasie is nie. Ek wil myself verdedig, maar ek hoef nie myself te verdedig nie, want God sal dit vir my doen. En ek moet my nie steur aan wat ander mense van my dink of sê nie, want dit het niks met my uit te waai nie. Wanneer ons vleeslik wil reageer, roep die Heilige Gees ons om stil te bly en te vertrou en om nie die vlammetjie aan te blaas nie, maar om die vrede van Christus toe te laat om die situasie oor te neem. Konflik toets nie net ons geduld nie, dit openbaar ons oorgawe. Ons word nie geroep om die wêreld se reaksie te hê nie, maar om te reageer soos Christus sou. Wees dan navolgers van God se liefde, kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en homself vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Efesiërs 5:1-2. Ware geestelike volwassenheid kom wanneer ons nie net op emosie reageer nie, maar reageer met ons identiteit wie ons in Christus is. Die emosies hardloop partykeer weg met ons. En dan moet ons onthou dat die konflik is eg, maar dit moenie ons optrede bepaal nie. Ons kan kies om sag te wees waar ander hard is, om vrede te bewaar waar spanning heers. Want ons moet onthou, ons is baie sterker as die ou voor ons, want die een wat in ons woon is groter as hy wat in die wêreld is. Die een wat in ons woon is groter as enige situasie rondom ons. Matteus 28:20, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Dis die vaste grond onder ons voete. Christus by ons en in ons en vir ons. Daarom hoef ons nie in 'n konfliksituasie te veg om oorlewing nie. Ons kan reageer uit 'n punt van oorwinning, want ons het klaar gewen, want Christus is in ons. Hemelse Vader, ons eer en verheerlik en prys U naam. Ons eer en verheerlik en aanbid U, want U is ons koning, ons redder en ons heerser. Vader, ek vra dat U ons sal help om in elke moeilike situasie oor te gee in U hande, sodat U ons kan versterk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.